Amen. Daar is so 'n stille, rustige atmosfeer. En ek wil eerstens van die geleentheid gebruik maak en sê, Pastoor Jan, die gemeenteraad, baie dankie dat julle my vertrou, dat julle my genooi het. Dis 'n voorreg. En ek dink daar's iets aan 'n Vadersdag, aan 'n Moedersdag, aan 'n gelofte dag boodskap. In my voorbereiding, terwyl ek besig is, gaan ek het so gewoonte, ek is maar oudmodies, ek skryf 'n preek in 'n preekboek, en hulle staan daar in my boekrak so opgelaai, en dan skryf ek daar waar het ek gepreek, wanneer het ek gepreek, waar het ek gepreek, en ek het nou al die voorreg gehad om 'n paar keer op Vadersdag te bedien, en dan gaan 'n ou maar deur die ou preke, en 'n ou kyk wat het jy al oor gepreek, en ek is nou nie een van daai, ek het vanoggend klaar blyklik uitgevind jy kry 'n tipe pastoor, want ek staan daar voor my kas, en nou roep my vrou, my oudste dogter, want eers het ek 'n sportsbaadjie aan, en sy kyk my so en sy sê, werkie, trek maar die sportsbaadjie uit, en ek trek nou 'n soetbaadjie aan, en sy sê vir my, jy is nie daai tipe pastoor nie, pappa, trek hy trui aan, jy lyk alright so. So ek weet nie waar hulle 'n tipe pastoor kom nie, maar ek is klaar blyklik nie daai tipe wat 'n baadjie dra nie. En selfs toe ek op college was, ek het 'n kleintjie dood, verskoon as ek dit so mag sê, aan 'n selfoon, die internet, en 'n preekboek. Ek hou maar van my Bybels, en daar's konkordansies, en kommentare, en you name it, en as ek 'n preek begin voorberei, dan gaan sit ek al by die eetkamertafel, en ek sit my geestelike musiek aan, en ek sê vir die Here, nou moet jy my praat, asseblief, en ek maak die Bybel oop, en ek begin bid oor die woord, en as jy my kry, dan lê daar so 3-4 verskillende Bybels, en al die Bybelkommentaar, en al die konkordansies, en dan skryf jy 'n preek, en dan dink jy, maar ek glo 'n pastoor moet by God hoor. Glo jy moet op jou knieë wees. Die ou pastoor het gesê, jy kry hom onder die tafel. Jy kry hom nie bo op die tafel. Ek wens ek kon vir die nuwe pastore sê, jy kry hom nie op die selfoon nie. Jy kry hom nie op die internet nie. Jy kry hom onder die tafel. Daar waar God met jou praat, en God begin my praat. En vanoggend wil ek met jou praat oor God, jou Vader. God, jou Vader. En nou kry ek hierdie boodskap, en ek sê, Here, wat moet ek sê oor God as Vader? En ek kom uit 'n skoolwêreld uit waar ons werk dikwels met stikkende, gebroke kinders. Ons werk met kinders wat die paas is afwesig. Statistiek Suid-Afrika sê 1 uit elke 3 paartjies skei. En dis skokkend. En weet jy, ek besef opnuut dat Satan het in vandag se wêreld een doel en een doel alleenlik somtyds, as ek dit so kan stel. En dis om ons van God te weerhou. Dis om skeiding tussen ons en God te bring. En een van die kragtigste goed wat hy kan doen is om die Vader te verwoes. Luister mooi wat ek vir jou sê, want God sê, ek is jou Vader. Julle sal my seuns en my dogters wees, in 2 Korintiërs. En wat doen die duiwel? Hy kom verwyder die vaderfiguur in die huis uit. Deur egskeiding, deur verslawing, deur 'n wêreld wat die pa afbreek en reduseer tot niks eintlik, wil ek sê. Ons lewe in 'n wêreld waar, en met baie respek gesê teenoor die vrou, met baie respek gesê teenoor die vrou, waar die pa en die ma amper gelyke geword het. Waar die wêreld amper gesê het dat die vrou kan in die man se skoene staan. Ons sien dit in die sekulêre wêreld, en ek het niks daarteen nie. Glo my mooi, ek het niks daarteen nie. Maar daar is dood eenvoudig nie dieselfde impak as die vrou die man se skoene moet volstaan nie. Daar is nie dieselfde impak as die vrou die vader rol moet vertolk nie.
En nou kan mense my maar kruisig. Ek eer die Here van maas wat die Here dien en wat bid, want hulle is die hartklop van die huis. Hulle is die emosie van die huis. Maar die pa is die ruggraat. Die pa is die ruggraat. En weet jy, ek wil vir jou sê, ek is nie 'n biologie-onderwyser of 'n dokter nie. Maar as hierdie ruggraat, as daar iets fout is met hom, dan werk dit wat hier binne is nie lekker nie. Jy kan nie lekker asemhaal nie, jou hart kan nie lekker klop nie, man. Die ruggraat hou alles in lyn, hy bring die postuur. En wat gebeur? Die wêreld sê, ons moet 'n onderskeid maak tussen seks en gender. There's a gender role you need to play. Mag ek sê snert? Nonsens, man. God het 'n man gemaak om 'n pa te wees. Hy het 'n vrou gemaak om 'n ma te wees. Daar is nie, en mag ek dit nou so sê, daar is nie vir my 'n gender role nie. God het jou gemaak met 'n doel, 'n goddelike doel. En nou kry jy baie kinders wat die duiwel kom en hy ruk hierdie vaderbeeld uit verwantheid. En hy kan nie besef dat God is 'n pa nie. En hoe dikwels kry jy die vraag by mense, maar weet jy, hoe kan ek God aanvaar as 'n pa as my eie pa afwesig was? Hy het my mishandel, hy het my misbruik, hy het my afgekraak, hy het my in die grond ingedryf. Ek het nooit 'n pa van liefde geken nie. Ek het nooit 'n pa van toenadering geken nie. Ek het nooit 'n pa geken my vasgehou het. En nou sukkel baie kinders van die Here met hierdie konsep van God is jou pa. En weet jy, ek wil vir jou sê, dat ja, ek eer die Here vir my 3 kinders. En voordat ek by woord kom, wil ek vir jou sê, maar ek het ook 'n klomp ander kinders. Mpora Debe, Ayanda Dlamini, Tsapang Mosokwene. Sien my bloedkinders. Maar ek het hulle geërf. Sulke skaamkindertjies wat by die hoërskool ingekom het. Hierdie potensiaal, hierdie wêreld. En ons begin 'n verhouding bou. Hulle is vir my vreemdelinge, ek ken hulle nie. Maar hulle daag hier op die atletiekbaan. En ek word coach. Ek word afrigter. En ewe skielik presteer hierdie kindertjies. En hulle moet distrikskampioenskappe toe gaan. Maar daar's nie 'n pappa of 'n mamma wat hulle kan vat nie. En dan is dit van, ek sal julle vat. En dan kom jy daar en dan is dit van, daar's nie finansies vir iets om te eet en te drink nie. En dan haal jy maar jou beursie uit. En dan gaan hulle provinsiaal toe. Dan klim jy maar in jou kar en jy ry provinsiaal toe. En hulle kruip hier in. En as dinge by die skool bietjie baie raak, dan kom sit hulle daar in jou klas. En as dit tyd is om die rapport te gaan haal, dan kom haal hulle jou, dan sê hulle, sir, I'm so afraid of failure. En dan sê jy, hoe kan jy bang wees vir failure? Jy's 'n Gauteng atleet, jy's 'n SA atleet, jy's 'n champion, man. En dan sê van, sir, will you be proud of me? Dan sê, natuurlijk sal ek trots wees op jou. En dan gaan haal hulle daai rapport, dan kom staan by voor jou, dan nog eers oopgemaak. Sê van, wil meneer nie maar kyk nie. Jy sien. En dan kom hulle by 'n matriekafskeid. Dan kom staan hulle langs jou hierdie pragtige dames. En dan staan hulle daar by jou, sir, we want a photo. Jy sien, dan wil ek vir jou sê, 'n aardse pa gaan dalk misluk, maar nie God nie. Nie God nie. Ek wil vir jou sê, daar's 'n ander tipe pa. En ek wil vanoggend jou voorstel aan God,
die liefdevolle pa, die omgee pa, die pa wat nie foute maak. En dan sê David Wilkinson, hy sê, God chose to be your father. You did not choose him. Wow. En weet jy wat, ek sê, of jy sê, my kinders het my nie gekies om hulle pa te wees. Ek het daar opgedaag by 'n hospitaal en ek kon nie in 'n kraamsaal kies wat se een wil ek hê nie. Jy kon nie. Kom ons wees eerlik. Daai suster jy staan daar en hierdie babatjie word gebore. Nie altyd my kinders is ewe mooi by geboorte nie, kom ons wees eerlik. Party van hulle was regtig nie mooi nie. Okay, maar ander was mooi. Jy weet, en nou kry jy hierdie kind en jy hou die kind vas en jy's pa. Luister mooi, jy's pa. En daar's 'n aanhaling wat uit 'n fliek uitkom. Life is like a box of chocolates. En jy weet nie wat hierdie chocolate is nie, hoor. Of is hy soet of is hy stout, is daar neute in nie. Jy kan ook nie glo wat met hierdie kind te doen nie. Jy word pa. En die eerste een was 'n breeze, man. Sy het op 6 weke deurgeslaap. En dit was maklik om vir haar lief te wees. Kom ons wees eerlik, sy is die maklikste kind onder die son. En toe my tweede een. En ek is baie lief vir al my kinders, ewe lief vir hulle. En sy is disleksies. En is Here, why? En ek sukkel om, het ek iets verkeerd gedoen as 'n pa? Ek iewers misluk. Maar die Here gee haar vir ons, want hy weet ons kan haar hanteer. En sy was 'n moeilike kind. Sy was siek. En dan dink jy, ek soek nie nog een, Here. Hierdie is 'n uitdaging. Dis 'n uitdaging. En dan kom die derde een met sy uitdagings. En weet jy, ek wil vir jou sê, so is nie een van ons vanoggend dieselfde nie. Jy kry 'n kind wat, dis net 'n joy, dis net maklik. En dan kry jy 'n kind wat, dis uitdagings. Jy weet, as die skool bel, dan weet jy, dis alright. En dan kry jy 'n ander een wat jy nog nie oor seker is nie. En so wil ek vir jou sê, is elkeen van ons. Maar weet jy wat? God het jou gekies. Of jy nou die maklike een is, en of jy nou die moeilike een is, en of jy nou die sieklike een is, en of jy nou die hardkoppige een is, en of jy die een is wat dwars trek, God het jou gekies, en God is lief vir jou, net soos wat jy is. En jy kry seker ongelukkig, kan ek sê, kinders in die kerk ook. Hulle is die pastoor se grootste vreugde. Hulle dien God, dis maklik om met hulle te werk. En dan kry jy daai een wat die pastoor se nagmerrie is. Maar ek gaan nou daarby kom. So ek wil hê jy moet saam met my blaai na Psalm 68 toe. Nou, ek is seker daarvan die Here het 'n sin vir humor, want ek preek nie baie uit die psalms uit nie, en dis partykeer vir my, ek stoei met 'n psalm. Ek stoei regtig met 'n psalm, en hierdie is 'n unieke psalm wat Dawid skryf. En ek het nou hierdie psalm, die kommentare gaan lees, en uitmekaar uitgetrek, en ek is links en ek is regs, en ek is op en ek is af, en ek is... Maar hier is ons. Hy sê, dis 'n oorwinningspsalm wat Dawid skryf. Hy word volgens die slim ouens in 2 gedeel. Die eerste gedeelte is minder spesifiek as die tweede gedeelte, en dan sê hulle word hy in 4 strofes gedeel, en daar is 'n uitleg vir elke strofe. Maar ek dank die Here dat die Heilige Gees werk anders. Hy openbaar soms 'n klomp goed. En ek wil saam met jou lees, as Dawid begin, hy sê, vir die koorleier van Dawid 'n lied, gryp in o God, en verstrooi u vyande. Laat die wat hom haat voor u vlug. Soos 'n wind rook wegblaas, soos vuur was smelt, so vergaan die goddelose voor God. Maar die vrome sal verheug wees. Hulle sal bly wees oor God.
Hulle sal jubel van vreugde. Sing tot God, lofsang sy naam, huldig hom wat ry op die wolke. Sy naam is Here, jubel voor hom. En nou wil ek stil staan by 'n paar versies. Hy sê, 'n vader vir die wese, 'n beskermer vir weduwees, dit is God in sy heilige woning. God gee aan die eensame 'n tuiste. Die wat gevange is, lê in haar vryheid, maar opstandelinge woon in 'n verlate woestyn. Ek wil by hierdie 2 verse stil staan. En ek wil vir jou sê, dat God sê, hy is 'n vader vir die wese. En weet jy, ek wil eintlik vir jou sê, as jy kyk na die agtergrond waar hy Dawid skryf, hy skryf oor Israel. Israel is 'n volk wat telke male verstrooid was, telke male in ballingskap weggevoer was, telke male is al vir Israel gesê, you do not belong. Hoeveel keer in die geskiedenis lees ons dat Israel totaal en al vernietig en verstrooi was. Hulle was uitgelewer as ballinge. Hulle was uitgelewer as slawe en vreemdelinge. Ek meen, kom ons wees eerlik. They did not belong. They did not have a place in this world. En nou kom Paulus en hy sê, ons as kinders van die Here, wat is ons? Ons is vreemdelinge en bywoners. Ons is op 'n reis op pad iewers heen. Ek en jy hoort nie in hierdie wêreld nie. Ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons is op pad iewers heen. En weet jy wat, dan kom dit my op dat eintlik, wil ek vir jou sê, het ek en jy nie vasdrapplek hier nie. En ek wil ook nie vasdrapplek hier hê nie. Want God is my op pad na die beloofde land, na 'n ewige tuiste, ewige hemel. En eintlik is ek en jy almal maar vreemdelinge. En bid ek dat ons almal maar eintlik 'n vreemdeling vir die wêreld sal bly. Dat ons nie aan hierdie wêreld gelykvormig sal word nie, dat ons nie deel sal word aan hierdie wêreld nie. En nou sê God, ek is Israel se pa. Ek is Israel se God. En hy beloof dit al reeds hier in Genesis 17, as hy vir Abraham sê, ek sal jou God wees en jy sal my volk wees. En ek sal jou lei na 'n beloofde land, 'n land wat ek jou sal gee. En weet jy wat? Dan wil ek sê, as ek dan so 'n vreemdeling en 'n weeskind deur hierdie wêreld moet gaan, wil ek God as my pa hê. Wil ek God as my pa hê. En of ek en jy dit nou wil weet of nie, kind van God, daar kom 'n dag wat ons eintlik almal weeskindigs gaan wees. Jy weet, ons ouers gaan nie vir ewig lewe nie. En die hartseer is, 2 jaar terug, sterf my ouma, April. En dit druk my pa se hele wêreld uit mekaar uit. Sy hele wêreld. Ek wil hê mooi luister wat ek vir jou sê. Vadersdag, daai jaar, sit ek my vrou in 'n restaurant en ons kry die oproep. Oupa het 'n beroerte gehad. En ek sê, Here, 2 maande, it's too soon. Oupa sou Julie sterf. My ma sou nie sy begrafnis kon bywoon nie, want sy word die week waarin hy begrawe is in die hospitaal opgeneem, nadat ons net na Moedersdag moes hoor sy het kanker. En my ooms maak nogal die opmerking by oupa se begrafnis, die aand voor sy begrafnis, toe hulle van gaan kuier en hy sê vir haar drinkies. Sy is een van die daar by die huis. Sy sou nie huis toe gaan nie. Die 8 Augustus sou ons 'n oproep kry en sê, sy is oorlede. En vir 'n jaar lank, dalk 'n bietjie langer, breek my hart oor 'n pa wat, hy het nie 'n plek in hierdie wêreld nie. He doesn't belong. Hy is 'n weeskind, sy pa en sy ma is dood. Hy is verlore.
Hy is 'n weewenaar, hy is verlore. Hy eet nie, hy hou op lewe, en weet jy wat, al wat sy behoud is God. Al wat sy behoud is God. Ek kan niks vir hom doen nie. Ons kan by hom gaan sit, en die kleinkinders kan by hom gaan kuier. Maar hy is verlore. Hy is verlore. En weet jy wat, dikwels kom, en ons almal gaan daar kom. Jy weet, nie net in ons geestelike lewe waar ons behoort nie in die wêreld nie, maar in jou fisiese lewe gaan jy daar kom. Maar die mat eendag onder jou voete gaan uitgeruk word, en jy moet koop, jy moet aangaan. En God sê vir jou, kom na my toe. Ek sal jou pa wees. Jy weet, ek kan nie daai leemte vul vir my pa nie. Net die Here kan. Die dag toe ek tot bekering kom, is ek stoksiel alleen. Toe drop my vriende my. Toe drop die wêreld my. Toe weet ek hoe voel 'n derde span rugby kaptein wat op 'n bus klim, en jy dien die Here, en die span gaan sit aan een kant van die bus. En is van, manne, ek is een van julle. Nee, jy is nie. Jy rook nie, jy drink nie, jy vloek nie. Jy is dalk kaptein van die span, maar weet jy wat? God word my pa. En nou kom God, en God gaan 'n bietjie verder hierso. God gaan 'n bietjie verder hierso. Nee. Hy sê, hy gee aan die eensame 'n tuiste. Luister mooi. Jy het 'n nuwe familie, man. Jy het boeties en sissies. En weet jy wat? Hulle sit langs jou vandag. Hulle sit langs jou vandag. God maak jou deel van 'n nuwe gesin, 'n nuwe familie. Hy plant jou in 'n gesin in wat ewigheidswaarde het. Like ons al almal? Nee, nie altyd nie. Maar weet jy wat ek wil vir jou sê? Julle is mede-erfgename. Julle is mede-burgers van 'n hemel. En ek wil vir jou sê dat hier op aarde is dit maklik. Jy kan jou familie half vermy. Jy kan op die selfoon sien as daai een bel waarvan jy nie hou nie, jy kan hom so dooddruk. Jy wil nie nou met hom praat, jy sal nou met hom praat, daar's 'n verskoning. Jy weet, daar's van die familie as hulle kom kuier, dan pak jy 'n klomp goed weg. Kom ons wees maar eerlik, en as van die familie hulle kom kuier, so jy verdra hulle, maar dit moet ook net nie te lank wees, jy moet hulle maar weer gaan. Maar weet jy wat ek wil sê, God maak jou deel van 'n nuwe familie. 'n Familie van liefde, en jy en ek moet leer, of ons moet besef, jy gaan saam met hierdie ouens hemel toe. Ons gaan die ewigheid saam spandeer. En nou mis ek iets in hierdie familie. Jy weet, die dag toe ek tot bekering kom, ek was 9 jaar oud, toe kry ek 'n geestelike pa. Toe kry ek 'n geestelike familie. En jy weet, daar was 'n ander klomp mense. Die AGS was anders te daai jare. Moet vir jou sê, man, kyk, jy kom tot bekering, dan stap jy by die kerk uit, dan gryp 'n oom jou, dan sê dit van, jy boetie, jy dien die Here fantasties. Ek gaan jou watch. Dan gooi by die kerk, dan sê dit, hoe gaan dit met jou? Dien jy nog die Here? Hou jy moed? Staan sterk. Ek het vir jou gebid hierdie week. Dis 'n Bybelvers vir jou, gaan lees hom. Jy het daaraan, weet jy, ek ontdek, daar's 'n geestelike pa. Ja, ek het my fisiese pa, maar daar's 'n geestelike pa, daar's 'n geestelike ma. Daar's 'n tannie Mattie by die Sondagskool. En die Here bewaar jou as jy nie by die Sondagskool is nie. Sy kom soek vir jou by die huis. En dan bid sy vir jou, en dan preek sy vir jou, en sy lees jou die Lewiete voor. Kerk het iets daarvan verloor. Ons jong mense het iets daarvan verloor. En ek dank die Here vir daardie familie waar hy my ingetrek het. Want elke keer as ek die pad byste raak, dan was een van daai dae om te sê, nee, kom. Hier is die stryd en narrow.
Hier is die stryd en narrow, dis hoe jy moet loop. En partykeer was dit nie lekker nie. Kan 'n oom Daan Brits onthou? Dan maak jy 'n fout, daar langs die rugbyveld, en jy sê so 'n woordjie, dan vang jy so en sê vir jou, hey boetie, dis mos nou nie 'n kind van God lewe nie. Ha? Kom aan, maak reg. Dit ja oom Daan, dit van, jy sien, ons het 'n geestelike familie. Jy het 'n geestelike familie wat jou dra, jy het 'n geestelike familie wat daar is vir jou. En weet jy wat, God is die hoof van hierdie familie. En weet jy, ek wil vir jou sê, somtyds gaan ons foute maak. Maar weet jy wat is die wonderlike ding van 'n pa soos God, van 'n familie soos hierdie? Jy kan na 'n pa toe gaan. Jy kan na 'n pa toe gaan. En daar's nie oordeel nie. Daar's teregwysing met liefde, ja. Daar's 'n tik oor die vingers met liefde, ja. Maar daar is nie oordeel nie. Ek kan onthou my eie lewe. In matriek het ek die voorreg gehad, kon na my pa toe gaan en kom sê, weet jy wat? Ek dink ons moet sit, face to face. Ons moet haar toe haar hê. En hy sê vir my, wat is dit? Ek sê, vir my man gaan wiskunde sleep. Maak nie saak hoe jy daarna kyk nie. Maak nie saak hoeveel ekstra klasse jy voorbetaal nie. Maak nie saak hoe hard jy bid nie. Hierdie man gaan wiskunde sleep, solid. Wat gaan ons doen? En my pa sê vir my, weet jy wat, doen jou beste. Ons sal dit volgende jaar regmaak. Ek sal jou college toestuur. Want die verhouding was reg. Die taal was reg. Ek het my beste gedoen. Ek was by al die ekstra klasse wat hy voorbetaal het. Ek het die moeite gedoen om te leer. Maar jy sien, daar was nie in daai oomblik verwyte nie. Daar was nie in daai oomblik vrees nie. Daar was nie in daai oomblik bang wees nie. En wat gebeur? Baie keer maak ek en jy foute. Ons maak foute in hierdie familie. Ons maak foute in ons kind wees met God. En wat kom die duiwel? En hy sê, pak slaan, né? Jy, nou het jy dit, nou gaan jy hel toe, nou het jy dit verloor, man, nou is jy 'n sondaar, nou is jy, hy vervreem jou van jou pa, man. Maar het jy al ooit, my dogter is 18, sy is 18, sy skryf matriek, maar sy kom nog party daar, dan spring sy bo op my skoot, sit sy hand om my nek, en sê sy, my daddy, sit van, is jy nie bietjie groot, om my skoot te spring, sit van, nee, want weet jy wat, jy is my daddy, jy is my pa, dis my veilige plek, dis waar hier wat ek vir jou kan sê, wat my keer. Wanneer laas het jy op God se skoot gespring? Wanneer laas het jy net by God kom sit en hoor? Wanneer laas het jy net vir God gesê, wat gaan jou hart aan? Want weet jy wat, ons het professioneel geword, kind van God. Jy moet tog net reg bid. En dit frustreer my, dat ons moet net reg bid. God is my pa. Niks keer my om op sy skoot te gaan sit of sê, Here, ek is fed op vir hierdie rubbish nie. En dit klink verkeerd. Jy kan nie so met God praat nie. God weet wat in jou hart is. God weet wat jy voel. God weet waarmee jy stoei. Nou moet ek voor God gaan staan met baie respek en sê, Here, ek het 'n issue en ek weet nie om die issue vir u te gee nie. Het jy al gelees hoe bid Dawid? Dawid bid en hy sê, gelukkig is hy wat my vyande se kinders verbrysel. Dawid is brutaal eerlik met God in die psalms. Hy bid partykeer en dan dink ek vir myself, Here, kan ek so eerlik wees? Sy antwoord ja. Jy sien, ek vrees God en ek eer God. Maar ek kan vir God gaan sê, die dag toe my oupa dood is, toe kon ek sê, Here, hoekom? Jy verstaan nie mooi nie.
Hierdie ou was my meer soos 'n pa as die oupa was. Why? Toe kon ek vir hom sê, weet jy wat, there's unfinished business. Daar's goed wat ek wou vra, daar's goed wat ek wou weet, daar's goed wat ek wou, it's too soon, dis onregverdig. Ek is kwaad vir u, Here. Ek is gefrustreerd met u, Here. Ek verstaan u, Here. Maar weet jy wat, hy kom in daai oomblik, en hy slaan sy vaderarms om my, en hy sê vir my, it's fine. Dit sal alright wees. Dit sal alright wees. En ek verstaan nie hoekom nie. En hy het 'n klomp voelboeke. En toe ek daai eerste voelboek so oopmaak, ek blaai deur hom. Toe sal ek 'n briefie vir my oupa geskryf het. En seker resepies wat hy geskryf het. En daar lê my antwoorde. Die gesprekke wat ek en hy nooit gehad het nie, het hy iewers op papier geskryf. Jy sien, ek wil klaarmaak, en ek wil vir jou sê, God het 'n paar eienskappe as 'n pa wat die wêreld dalk nie altyd het nie. Jy weet, van nou sê God, as jy bietjie verder gaan, luister mooi, hy sê, het die aarde gebewe en die hemel het laat reën voor u, o God van Sinai, voor die God van Israel, o God, het u oorvloedige reëns gestuur, om u uitgedorde erfdeel te verkoop. Wat doen God? God sê, ek voorsien. God sê, ek laat reën oor jou. En dan sê hy, wat? Om die uitgedorde erfdeel te verkoop, te herstel. Jy weet, hier kom God en hy herstel Israel, hy bou hulle op, hy maak hulle magtige volk onder koning Dawid. En wat sê 'n pa? Ek voorsien, I'll fix it. In ons huis is daar 'n snaakse dinamika. My vrou was die kar en ek maak die kos. Kyk, ek hou nie van kar was nie, maar ek hou van kos maak. En weet jy wat, is my so mooi. My kinders weet as ek die aand sê, dis tyd om te eet, dan sak hulle my soos 'n swerm aasvoëls toe. Dan is daar 'n bekleierery oor wie skep eerste. Want jy sien, daar's nie twyfel dat pa het voorsien nie. Dat pa verstaan die behoefte. Pa het voldoen aan die behoefte nie. En dan kom hulle daar en dan daai jongste, ek is eerste, ek is die jongste. En dan sit van, wat soek jy? Ek soek daai boutjie. En dan kyk jy twee sissies. Julle het geloos, nee. Want pa weet wat is die favourite. Pa weet wat hulle nodig het. Jy sien. En dan kom ons na God toe. En hoe kom ek en jy na God toe? Professioneel. Kom ons wees eerlik. Ons vra, maar ek moet professioneel vra. Jy weet, die kerk het dalk vir my te professioneel geword. Waar's die dae, man? Waar's die dae wat jy gestorm het en gesê het, Here! Ek kan onthou toe ek tot bekering gekom het, man, ek het daar agter gesit. En daai pastoor wou nog 'n uitnodiging maak. Toe storm ek daar na vorentoe en ek slap neer op my knie en hy sê vir my, wat nou? Toe sê ek vir hom, ek gee my hart vir die Here. Jy sien, ek het 'n behoefte gehad. Waar is die dae wat ek sal dit nooit my lewe vergeet nie, ek bedien by 'n gemeente. En ek kan nie eers preek onthou nie. Maar ek het nog nie die uitnodiging gemaak nie. Toe storm twee vorentoe en hulle sê, we need. Sê ek, wat het julle nodig? Toe sê hulle, net 'n stuk van God se genade. Maar hulle weet die genade is hier. Jy sien, my kinders kom nie as dit etenstyd is. Saggies, ordentlik, professioneel nie. Hulle storm. Daai jongste een, as jy 'n pot broccoli gekook het, jy moet versigtig wees.
Hy vat die pot en hy hardklip. En dan gaan sit daar eet hom sy eie pot uit. Dan sit van, my kind, dan sit van, dis myne, my pa het voorsien. Dan sit van, maar wat as die res sê kind soek? Dan sit van, hulle kan iets anders sien. My pa het voorsien. Jy sien, hulle het 'n verwagting, man. Hulle het hierdie geloof, hulle het hierdie, en dis die tipe pa wat God is. God sê, die vee op 1000 weewels behoort aan my. Daar is nie 'n tekort by God nie. God sê, soek my koninkryk en alles wat jy vra, gee ek vir jou. En wat doen ons? Met baie respek. Ons raak partykeer te professioneel. Ek wil vir jou sê, kind van God, die musikante kan vir ons kom speel asseblief. Kind van God. God sê vandag vir jou, I chose you. God sê vandag, ek is jou pa. God sê vandag, hy staan met arms wyd oop. En hy sê, kom na my toe. Jou aardse pa het dalk misluk. En jy het dalk 'n ander beeld van 'n pa, maar God sê, ek is liefde. En dan kom hy in 1 Korintiërs 13. Ek wil dit vir jou lees terwyl jy jou oë buig. En ek wil hê jy mooi na hierdie woorde luister. 1 Korintiërs 13. Hy sê hierdie woorde. Gaan net vir jou 3 verse lees. Hy sê, die liefde is geduldig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Blaas nie sy eie beel nie, is nie vol van homself nie. Dit tree nie onwaardig op nie, en stel sy eie belange voorop nie. Is nie kort van draad nie, en hou nie boek van die kwaad wat jou aangedoen word nie. Dit treur oor die onreg wat plaasvind, en juig oor as wysheid seëvier. Die liefde bly stil oor ander se foute. Dit bly steeds vertrou. Dit hou aan met hoop. Dit verduur alles. Weet jy, God is daai pa wat sê, as die duiwel kom, en hy sê, maar daai kind van jou, het jy gesien? Dan sê God, dis my kind, ek sal dit uitsorteer. Dan sê God, weet jy wat? Hierdie liefde van my beteken, ek verdra jou. Ek is geduldig met jou. Hierdie liefde sê, ek kyk partykeer die ander kant toe. Ek bedek alles. Ek hoop alles. Ek vergewe alles. Ek kan alles regmaak, my kind. Maar dan moet jy na my toe kom. Jy sien, ek kan nie vir my kinders die fight as hulle nie na my toe kom nie. En as ek wat 'n pa is, wat 'n mens is, wat foute maak, wat tekortkoming het, as my hart breek oor my kinders, en my hart skree uit, Here, help my, sodat ek my kinders kan help. Hoeveel te meer skree God se hart nie vanoggend uit oor my en jou nie. En dalk sit jy vanoggend hier en jy battle met 'n paar goed. Jy het dit nog nooit vir God gegee nie. Want jy voel, ag Here, dis so onbelangrik, dis so onbenullig, dis so stupid. Dan wil ek vir jou sê, dink weer. God het jou so lief. Hy sal vir jou enigiets doen. Ek lê eendag in slaap. Ek wil hê mooi luister hoekom ek dit sê. In my foon lê, sla die aand. En dit is 'n stok ou tannie en sy huil en sy sê, pastoor. Ek sê, vir wat sit tannie?
Sy sê, ek is lief vir die Here. Sê, ek weet dan, en jy dien die Here met oorgawe. Sy sê, kan hy regtig enigiets doen? Ek sê, ja, ek kan enigiets doen. En sy sê, pastoor, my katjie is siek. En ek dog, ag Here, hierdie ou boer met voëls, ek het op 'n stadium niks van katte gehou nie. Moet ek regtig vir hierdie katjie bid? Maar ek bid, en ek hoor hoe hierdie tannie snik, en ek hoor hoe sy net sê, dankie, dankie Here, dankie papa. Maar die volgende oggend bel sy my, sy sê vir my, pastoor, hy's goed, my kat is gesond. Nou kind van God, wil ek vir jou vra, as haar hemelse papa 'n siek ou katjie kan gesond maak, hoeveel te meer kan hy dit nie vanoggend vir jou doen? Maar al wat jy moet doen, jy moet vir 'n slag weer op sy skoot klim. En dalk is jy soos die verlore seun weggeloop, dan sê God, ek sal jou red en ek sal jou vrymaak. Dalk is jy die ongelowige Thomas, dan moet jy op sy skoot klim, sodat God vir jou kan sê, as jy geloof het soos 'n mosterdsaad, dan sal ek voorsien. Dan sal ek doen wat jy vra. Dalk sit jy met 'n vrees, dan sê God, ek beskerm jou. Ek beskerm jou. Dalk sit jy en jy sê, ag Here, I've reached the end. Ek voel soos 'n mislukking. Ek het dit nie gemaak nie. Dan sê God, weet jy wat? Die geknakte riet breek ek nie af nie. Die smeulende lampe doof ek nie uit nie. If there's still life, there's still hope. So ek wil vir jou daar waar jy is, vanoggend 'n gebed doen. Maar ek wil hê voordat ek hierdie gebed doen, wil jy nie om in die oë kyk, en net vir 'n oomblik, soos 'n klein kind op sy pa se skoot klim, op sy skoot vanoggend klim. Wil jy nie toelaat dat hy net sy arms van liefde om jou slaan? Jy weet, my kinders het dikwels op my skoot kom klim. Snotneuse, vuil voete, yskoue lyfies. Hulle het nie omgegee nie. Vanoggend gee God nie om nie. Al wat God sê is, kom na my toe. Kom na my toe. Here, ek wil vanoggend vir manne en vroue bid. Hier op Vadersdag. Here, wat dalk 'n ander beeld van U gekry het. 'n beeld van 'n liefdevolle Vader, 'n Vader wat beskerm, 'n Vader wat omvou, 'n Vader wat red. Here, wat dalk as gevolg van 'n siniese stikkende wêreld, as gevolg van 'n professionele kerk, op 'n afstand was, maar wat vanoggend sê, Here, ek soek daardie verhouding, ek soek daardie nabyheid, ek soek daardie liefde. Here, vanoggend wil ek op die skoot kom klim en ek wil hier in die oë kyk, van aangesig tot aangesig, en ek wil sê, Daddy, my God, my Abba Vader, as daar vanoggend iets is wat skeiding maak tussen my en U, as daar dalk sonde is, as daar dalk 'n gebrek of 'n tekortkoming is, Here, vergewe my. Was my met U bloed. Here, al was my sonde soos skarlakenrooi, U maak dit witter as die sneeu. Here, dalk het ek te lank op my eie probeer. Here, gesukkel en gesukkel en gesukkel. Maar Here, vanoggend wil ek kom en ek wil sê, my Vader, hier is dit. My diepste vrees, my diepste pyn, my grootste behoefte. Here, ek kom en ek kom gee dit vanoggend vir U. Want U kan.
Here, vanoggend weet ons, U kan en U wil en U is by magte. Here, dalk is dit iemand wat net sê, Here, ek is so eensaam. Ek het dit verloor hier iewers langs die pad en ek voel dat daar is geen hoop meer vir my. En vanoggend wil ek net op U skoot klim en ek wil opnuut U liefde ervaar, U genade ervaar, U teenwoordigheid ervaar. Here, my gebed is werklik waar, dat wat dit ook al mag wees, dat manne en vroue vanoggend sal sê, Abba Vader, Abba Vader. Here, want ons weet, U is nie 'n aardse Vader nie. U maak nie foute nie. U gooi nie weg nie, U verwerp nie, U verlaat ons nie, U begewe ons nie, maar U is daar. Here, wil U nie vanoggend hierdie verhouding opnuut kom herstel nie. Here, ons eer U daarvoor. Ons dank U daarvoor. Ons loof U daarvoor. In Jesus naam. Amen.